Ja, goeiemôre almal. Ek is baie dankbaar dat julle ingeskakel het. Ek sien die rekenaar is 'n bietjie stadig vanoggend. Ek probeer die heeltyd die beeld so goed te kry as wat ek kan. In die aande is dit 'n bietjie moeiliker as in die oggende. Daar is een of twee goed wat ek nog wil probeer in die aand. Ek dink die beligting is nog nie reg nie. Ek werk daaraan. So ek dink in die oggend lyk dit vir my baie beter. Ons is vanoggend weer besig met die Nederlandse geloofsbelijdenis en ek wil ook vir julle baie welkom sê en dankie dat julle inskakel. Soos gebruiklik wil ek vir ons die Bybelstudie open met 'n gebed. Ons barmhartige God en hemelse Vader, in hierdie oggend raak ons weer stil voor U. Ons is diep onder die indruk van U genade en U goedheid in ons lewe. Ons wil U altyd beter ken en ons wil U dien soos wat U gedien wil word. Daarom bid ons vir U genade, sodat ons ook U woord kan verstaan, dat ons U woord kan deel maak van ons lewe, sodat U ons hele lewe vul, dat U ons begin en ons einde is en die doel van ons lewe. Ons bid dan nou vir die leiding van die Heilige Gees en ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ek wil net gou hier kyk dat almal wel gemute is, daar is hy. Goed. Ek wil julle net op iets wys en ek gebruik dit as ons wegspring want ek wil maar begin altyd met die Bybel. In Genesis 1 kry jy die mees basiese beginsel waarop die ganse skrif staan. Die Bybel gaan nooit daarop in om die bestaan van God te bewys nie. Die Bybel veronderstel die bestaan van God en dat ek en jy ook aanvaar dat God daar is. En daarom in Genesis 1 begin die Bybel deur doeteenvoudig te vertel dat hy is die begin van alles. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Nou die Nuwe Testament herhaal hierdie begin. Die Nuwe Testament in die besonder in die evangelie van Johannes herhaal hierdie begin en dit gaan altyd in die Bybel oor God. So nou blaai ek saam met julle na Johannes hoofstuk 1. En daar begin hy met, in die begin was die woord, en julle sal sien daai woord is met 'n hoofletter, want dit verwys na God, en die woord was by God. Die woord is natuurlik spesifiek die tweede persoon van die drie eenheid, ons Here Jesus Christus, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En julle sien hoe presies volg Johannes hier Genesis 1. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hy het hier iets raakgevat wat 'n mens nie dadelik raak sien in Genesis nie. God is die lig aan die begin in die ganse skepping. Dit is eers dae later wat hy byvoorbeeld die son en die maan maak, die groot lig vir die dag, die klein lig vir die nag. So hoe was daar lig gewees aan die begin met die skepping? God self is die lig. God self is die grootste energie. God self is die grootste krag in die ganse heelal. En dit alles
omvat Johannes en sien hy raak en noem hy vir ons hier in Johannes hoofstuk 1. Maar hy volg die patroon van Genesis 1. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kan glo. En ons sal ook sien hoe belangrik die gedagte van getuienis is in hierdie 3de hoofstuk van glo en bely. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Johannes het die voorreg gehad om die getuie te wees van die Messias, nie, om die wegbereider te wees van die Messias. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. God openbaar hom en hy gebruik dus mense, en deel van hierdie openbaring van God is dat die duidelikste openbaring is in sy seun wat mens geword het. En onthou nou, hy is die woord. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader. En hoe openbaar God hom? Vol genade en waarheid. Natuurlik, genade aan die een kant, of barmhartigheid aan die een kant, aan die ander kant waarheid of regverdigheid, en tussen hierdie twee pole wat in mense se koppe teenstrydig is, maar in God is daar geen teenstrydigheid nie. Die genade van God aan die een kant, die regverdigheid van God aan die ander kant, tussen hulle staan die kruis van ons Here Jesus Christus. En julle sal weet dat die Dordtse leerreëls is die belydenisskrif wat hierop ingaan. As ek reg onthou, spesifiek hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls, dit is die belydenisskrif wat handel oor die uitverkiesing en wat dan ook handel oor wie God is in sy diepste wese, na sy genade en sy regverdigheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, dit is nou Johannes die doper, nie Johannes die disipel wat besig is om hier te skryf nie. Hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun, self God wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Nou goed, hou hierdie begin wat ons nou vanoggend gemaak het in gedagte, en dan gaan julle kyk saam met my na hierdie 3de hoofstuk van glo en bely. Dit is natuurlik alles ter inleiding van artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, dit is 'n baie belangrike artikel en ek het ook gisteraand na hom verwys in van die ander Bybelstudies. In artikel 1 kry ons dat God word aan ons as het ware bekendgestel. Nou, ek gaan dit nie vir julle vertoon nie, ek gaan dit net vir julle hier lees. Artikel 1 gee vir ons, sal 'n mens sê, die karaktertrekke van God, en 'n mens moet ook onthou, en ek glo artikel 1 sê dit ook, dat 'n mens kan nie in die bestek van 'n paar verse of woorde of sinne werklik sê wie God is nie. God is baie groter, en daarom eindig artikel 1 ook soos wat hy eindig, as het ware met hierdie uitroep
dat God is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Jy kan amper nie genoeg oor hom sê nie, maar dit help ook nie, jy gaan net aan en aan en aan nie, want niks wat jy gaan sê, geen hoeveelheid van woorde, gaan beskrywend genoeg wees van wie God alles is nie. So hy begin deur te sê, ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en eenvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. In ander woorde, ons aanvaar die bestaan van God. Ons aanvaar dat daar 'n God is. Ons huldig nie die standpunt wat deesdae algemeen is, dat daar geen God is nie. Dit is baie algemeen. Jy kry redelik met mense te doen wat sê, ek glo nie in God nie, en ek glo nie daar is 'n God nie. Ons vertrekpunt is nee, daar is. En dis baie belangrik dat ons vir onsself sê, ons dink voor die tyd hieroor, wat is my standpunt? Want voordat ek met iemand kan praat, veral iemand wat met hierdie standpunt kom, en hulle het gewoonlik 'n klomp argumente, moet ek gereed wees om dit te beantwoord. Hoe gaan ek dit beantwoord? Nou, God is, dan word hier nou 'n klomp van sy karaktertrekke genoem, ewig, onbegryplik, en ek dink daai ene is belangrik. Daar is 'n deel van God wat vir ons altyd 'n misterie sal wees, en in daardie gesprek met daardie persoon wat nie die bestaan van God wil erken nie, en nie in hom wil glo nie, hulle kom met die argumente, byvoorbeeld oor tsunamies en aardbewings en groot hoeveelhede mense wat sterf, en oorloë. Oorloë is 'n eenvoudiger een, of makliker om raak te sien. Dit is ook die sondige mens wat daardie ellende veroorsaak. En 'n mens kan dit nie sommer net so voor die deur van God gaan lê nie. Hy is onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome, wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Nou gisteraand het ons Genesis 3 gelees, en dit het gegaan oor God wat wandel met Adam en Eva. En nou as God onsienlik is, en hy is 'n geestelike wese, hoe kon hy met hulle wandel, was die vraag gewees. En daar is aspekte van wie God is, wat julle altyd moet onthou, wat ek nie 'n antwoord voor het, en waarvoor ek as mens nie 'n verklaring kan gee nie. Dood eenvoudig, omdat God is baie groter, as wat neergeskryf kan word in mense woorde. En dan, in elk geval, die Bybel gaan nie op die saak in nie. Dit is nie die doel van die Bybel, om vir ons allerhande godsbewyse te probeer gee, sodat ek argumente kan hê vir die ateïs nie. Argumente, logiese argumente, gaan nie 'n ateïs oortuig nie. Jy gaan nie 'n ateïs wen deur te kom met logika nie. 'n Ateïs kan net gewen word deur die Heilige Gees wat geloof in daardie persoon se hart werk. Daardie geloof werk uit deur die verkondiging van die woord, maar wat baie oortuigend en belangrik vir die meeste mense is wat nie in God glo nie, is wat sien hulle by jou en wat sien hulle by my? Wat neem hulle by ons waar? Glo ons die woord van God? Glo ons dit wat ons sê ons bely? Dit is vir hulle gewoonlik oortuigend, en dit maak die deur oop dat daar met hulle 'n begin gemaak kan word. So dit is verskriklik belangrik dat ek na myself kyk en vir myself afvra, maar leef ek dat dit daarvan spreek dat ek God ken? So, dit was nou 'n baie breë inleiding, en in 'n sekere sin loop ek so 'n bietjie die hoofstuk vooruit. Maar ek wil hier jy moet verstaan wat die praktiese waarde van hierdie hoofstuk is.
Dis 'n hoofstuk hierdie wat as jy jou mooi deurwerk, en ek wil jou aanmoedig om dit te gaan doen by die huis, dis onmoontlik om dit te doen hier in die bestek van hierdie uur, dan gaan jy later agterkom hoeveel keer jy gaan terugverwys na hierdie hoofstuk. Jy het 'n taak en ek het 'n taak en daardie taak is, ons moenie skrik vir mense wat sê, hulle glo nie in God nie, of hulle wil niks van God weet nie. Ons het 'n roeping teenoor hulle, ons het 'n verantwoordelikheid, maar ons moet onsself voorberei. Ons moet onsself toerus. En die kerk moet hierin opgebou word. Dis wat ek probeer doen ook. Deur hierdie Bybelstudie, ek probeer die opbouwerk te doen vir my lidmate, sodat ons met vrymoedigheid die gesprek kan voer met ander mense, sodat ons in staat kan wees om dit te doen. Ja, ons glo in God, dit is die belydenis van die kerk van alle eeue. Sonder die belydenis is daar nie 'n kerk nie. Die kerk behoort immers aan God, die kerk behoort nie aan mense nie. Onthou daardie punt wat ek nou vir u gegee het. Baie keer is die kritiek vanaf mense buitekant die kerk, hoekom hulle nie by 'n kerk wil inskakel nie, alles wat hulle dink hulle verkeerd sien met die kerk, wat hulle verkeerd sien met 'n bepaalde gemeente, of 'n predikant, of die ouderlinge, of die diakens, of mense binne die kerk. Hulle fokus op die mens in plaas daarvan op God. Die mense in die kerk maak nooit daarop aanspraak dat hulle volmaak is nie. God is volmaak. Jy kom kerk toe, nie om die mense raak te sien nie, en nie om deur die mense raak gesien te word nie. Jy kom kerk toe terwille van God. Ons glo in God. So is 'n baie belangrike punt hierdie, en mense se fokus vandag is heeltemal verkeerd. Hulle fokus op die mens. Jy sal dit hoor by die ouens wat buitekant die kerk staan. Ons glo daar is 'n God, dit bely ons in die wêreld, dan dink ons aan God, en wie is God vir jou? As jy met iemand hieroor begin praat, moet jy seker wees, jy weet wie God is, en dat jy die ware God aan daai persoon voorstel, as het ware. Jy kan 'n skewe idee hê van wie God is. Jy kan dalk dink dat God is nie die 3 persone in die een wese nie, dan is jou siening van God verkeerd. Kyk, byvoorbeeld die Jehovah getuies doen baie om mense te bereik. Hulle staan letterlik op die straathoeke, hulle gaan by huise om van deur tot deur, maar die God wat hulle aan die mense voorstel, Jehovah, is nie die drie-enige God nie. Hulle sê God is net een. Hy is nie die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees nie. So dis die verkeerde voorstelling. En daarom spandeer ek baie tyd daaraan om u te probeer toerus. En ons dink ook aan die wêreld wat hy geskaap het. Ons dink aan die wêreld verlore in misdade en sonde. Dit moet jou raak. Jy moet seer kry as jy hierdie dinge sien. En dan bely ons dat hy ook verlosser van die wêreld is. Hy is die oplossing vir die wêreld. As jy die wêreld begin lief kry, as jy jouself oopmaak om die wêreld lief te kry, moet jy vir jouself ook 'n antwoord hê. Want anders dan gaan jy nie oorleef nie. Dit gaan vir jou oorweldigend raak, want jy kry met geweldige hartseer dinge te doen, wanneer jy by mense betrokke begin raak. En jy probeer hulle begelei. So jy moet glo dat God is die oplossing, en dat hy 'n antwoord vir die ellende in die wêreld. Jy weet waar die ellende in die wêreld vandaan kom. Dit kom van Genesis 3, van die sondeval af, maar jy kan ook sê, ek het 'n antwoord. Die antwoord is, daar is 'n verlosser, daardie verlosser is ons Here Jesus Christus. En bely dat hy ons verlos het om die lig van die wêreld en die sout van die aarde te wees. God het wat hy gedoen het vir ons gedoen met 'n doel. Nou in Matteus 5 vers 13 tot 16 kry jy daardie bekende gedeelte uit die bergpredikasie, die bergpreek van ons Here Jesus, wat hy sê, ons moet lig bring in die wêreld,
ons moet 'n ontsmettende, smaakgewende uitwerking hê op die wêreld. Ons moet in kort 'n verskil maak in die wêreld en in die lewe van mense. Waar maak ek en jy op hierdie oomblik 'n verskil? Dat ons mense se lewe positief aanraak. Jy het al baie geleenthede gehad om dit vanoggend te doen. Jy weet van baie mense, jy weet wat in hulle lewe aan die gang is. Jy kon al baie boodskappe uitgestuur het. Jy kon al met baie mense gepraat het. Hy het immers die wêreld lief, so lief dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis natuurlik Johannes 3 vers 16. Ons durf nie vergeet dat God het die wêreld lief nie. God het 'n plan met die wêreld. Hy het nie die wêreld gemaak soos die wêreld nou is nie. Onthou in daardie gesprek met daardie persoon wat nie wil weet van God nie. Hulle begin gewoonlik by die ellende in die wêreld en dat dit dan volgens hulle siening nie sin maak dat daar 'n God is nie. Kyk na al die ellende. Maar jy moet onthou waar begin die Bybel en neem fisies jou Bybel en wys dit vir hulle. Die Bybel begin met God wat goed is, God wat alles goed skep in Genesis hoofstuk 1. Alles is goed. Die wêreld het nie so gelyk nie, dit was nie God se plan vir die wêreld nie. Maar Adam en Eva as die verbondshoofde van die mensdom of die verbondshoof Adam moet ek eerder sê, het hierdie skepping van God in die ellende gedompel met hulle sonde. Die mens is die probleem en die mens maak die wêreld wat die wêreld nou is. Die enigste oplossing is om terug te draai na God toe. Want God het van die begin af dit wat hy gedoen het goed gedoen. Daar was geen foute daarmee nie. En daarom, en jy kan dit vir 'n persoon ook dan maar reguit sê, daarom praat ek met jou. Daarom wil ek jou ook terugbring by God. Want ek weet, jy weet self, jy het nie antwoorde vir alles nie. Ek miskien ook nie, maar ek kan sinvol leef, ek kan doelgerig leef, ek verstaan wie ek is, hoekom ek hier is, en waarheen ek op pad is. Ek het God in my lewe, wil jy dit nie ook hê nie. Sonder God, en dit bring my dan nou, julle kan sien hoe dat ek daarby uitkom, sonder God moet jy besef, sit mense met 'n sinlose, doellose bestaan, en lei dit tot geweldige gevoelens van depressie. Ek het weer die afgelope week heel wat te doen gehad met mense wat worstel met diepliggende depressie. En jy weet, die eerste oplossing van die wêreld is om te sê, gaan kry vir jou pille. Maar selfs die psigiaters deesdae erken, dat pille help 'n mens miskien omtrent 20 of 30%. Die res is, jy moet begelei word tot by 'n punt waar jy 'n doel kan sien. Kan verstaan wie jy is en jou doel kan sien waarheen jy op pad is. Nou daarvoor het jy gewoonlik 'n bietjie meer nodig as net 'n sielkundige. Dis waar 'n predikant behoort te kan inkom om te sê, kom ek help jou daarmee. Laat ek jou begelei. En dis nie net een gesprek nie, dis baie gesprekke. Dit is, jy bring jou lewe langs hierdie mense lewe in, en jy beweeg saam met daardie mens. En jy as gelowige behoort dit ook te kan doen. Dis nie een gesprek nie, jy maak jouself deel van daardie mens se lewenspad. Jy gaan nie en probeer hulle lewe leef nie, en jy laat ook nie dat hulle jou lewe oorneem of jou lewe negatief beïnvloed nie, maar jy begin die pad langs hulle te loop, jy ondersteun hulle, jy troos hulle wanneer hulle hartseer is, jy bemoedig hulle wanneer hulle moedeloos is, jy loop die pad saam met hulle, jy vervul die rol wat 'n Christen moet vervul, en algaande, wanneer jy en iemand die pad saam beginne loop, dan kom jy agter, maar wanneer ek kerk toe gaan, begin die persoon ook nou kerk toe te kom. Dan is jy besig om iemand te begelei onder leiding van die Heilige Gees nader na God toe. Sou ons sê, ons glo nie in God nie,
dan het ons 'n ongelooflike sware taak. Die wese van alle dinge, die doel van ons bestaan, die vanwaar en waarheen van alles, lê soos 'n sware las op ons skouers. En kyk, daar is baie mense in hierdie wêreld wat met daai las op hulle skouers probeer deur die lewe gaan. En die rykste onder hulle, die suksesvolste onder hulle, maar sonder God, hulle dinge draai die een of ander tyd vas, dood vas, dat hulle nie meer weet na watter kant toe nie. Dit maak alles sinloos en uitsigloos. Die optimistiese nasate van 'n apegeslag is die gevolg wat hy eintlik hier probeer sê van die evolusieteorie van Darwin, wat eintlik sê ons is maar net hoogs gevorderde bobbejane of ape. Dit bring jou nêrens nie, want daar is nie 'n God nie. Dis 'n natuurlike biologiese proses wat van self ontstaan het en self verder verloop. Daar is nie ruimte in daardie teorie vir God nie. Wat steeds hoër reik verby die maan na die sterre, staan voor die harde werklikheid dat daar sonder God geen uitsig of verwagting is nie. Ek het dit al soveel in my bediening gesien, hoe dat mense se lewens platval. Die lewe is sinloos en leeg en die mens sit en ween by die verseelde graf waar hy God begrawe het. Dis natuurlik die stelling van Friedrich Nietzsche. Nietzsche wat ook uit dieselfde tyd kom as Charles Darwin. Hierdie filosofe het mekaar wel onderling beïnvloed en het ingesien. Nietzsche het wel begin insien dat 'n lewensdoel vir die mens baie belangrik is. Alhoewel Nietzsche dan baie belangrik was vir die filosofie, het baie filosofe na hom begin soek na alternatiewe. Ek sou hulle vir julle kon opnoem, maar uiteindelik die Bybel sê vir ons, God is die fokuspunt, God is die vertrekpunt, die fokuspunt, en dis waarheen ons op pad is. Nou, dis hartseer as mense dit nie in hulle lewe het nie. Ag, sê tog aan die wêreld, daar is 'n God. Die wêreld moet dit hoor, ons durf nie stil bly nie, die kerk se stem moenie stil raak nie. Dis wat ons vir die wêreld moet sê, maar dit moet die ware God wees, nie die een persoon, liewe Jesus, teologie wat ons vandag hoor nie. Liewe Jesus op sy eie is nie die ware God nie. En ek kan dit vir jou binne 3 sekondes bewys by enige gemiddelde openbare. Mense praat soms verkeerdelik van 'n staatskool. Ek sal in daai klas vir jou baie vinnig bewys dat dit is hoe die meeste kinders dink. Dis wat hulle hoor by hulle ouers, dis wat die ouers hoor in die kerke. Nou sê ek vir u kategories dat as jy net dink dat God is liewe Jesus, dan het jy 1/3 van die waarheid weet, en ek sê vir jou sê 1/3 van die waarheid beteken jy kom nie deur nie. Jy het nie 50% gekry nie. Jy druip, jy duik in die hek. Jy maak dit nie. Want dis nie die waarheid nie, dis nie die volle waarheid nie. So as jy met 1/3 van die waarheid probeer deur die lewe gaan, sterkte met daai ene. Kyk hoe werk hy vir jou uit. Hy gaan nie uitwerk nie. So jy moet die volle waarheid hê. God is, wie is God? Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die lewende God. Ons glo in hom, ons ken hom, ons weet in wie ons glo. 'n Man ken sy vrou want hy leef elke dag met haar saam. Ons ken God want ons asem is in sy hand. Wat vir my 'n wonderlike gedagte, vir my 'n troostryke gedagte, Daniël 5 vers 24 is die feit dat God bepaal my begin en my einde, my opstaan en my gaan slaap, my gebore word en my sterfdag. Ek is veilig. Dink net hoe 'n kragtige gedagte is daai, hoe vul dit 'n mens met krag en met toewyding vir die dag. Ons leef elke dag met hom, die mees intieme sake van ons hart deel ons elke dag met hom. Ons sien God. Waar sien 'n mens vir God? Wel, jy sien hom nie in die sin soos wat ek en jy mekaar sien nie,
maar jy kan weet van God. Maar jou oë moet oop wees en vir jou oë om oopgemaak te word vir die skille om van jou oë af te val, vir jou visie om te herstel. As ek reg onthou was dit 'n beeld van Calvin. Sit jy 'n bril op sodat jou visie kan helder word en dat jy kan sien wie God is. Ons glo in God, dan sien ons hom soos Job bely, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. En Job verwys spesifiek na sy elende, sy swaar kry, die harde pad wat hy geloop het, want hierdie is Job 42 vers 5, en as jy dit nie geweet het nie, dis die einde van die boek Job. So Job sê, deur hierdie hele pad van swaar kry, het ek begin weer my visie reg kry, het ek begin agterkom, maar ek kan God nou weer helder en duidelik sien. So dit is belangrik dat jy moet jouself oopmaak in my gesprek met iemand wat byvoorbeeld sou sê, hy glo nie in God nie, dan sal ek heel eers vra, hoe oop is jy, en hulle beroem hulle gewoonlik daarop dat hulle baie oop is. Oop is vir nuwe gedagtes. As ek wel, hierdie is 'n nuwe gedagte, dis eintlik nie 'n ou gedagte dan vir jou nie. Kom ons praat oor God, en kom ons maak bepaalde veronderstellings. Wel, dit is omtrent wat Albert Einstein gedoen het met sy studente. Het julle dit al vertel? Hy het vir hulle gevra, hoeveel van die kennis dink hulle wat in die wêreld is, het hulle in daai klas, en hulle reken toe so op so 5%. Hy sê toe vir hulle, nee, maar ek dink julle skat julle self 'n bietjie hoog, maar kom ons gee julle daai 5% van die totale kennis in die wêreld is hier in hierdie klas. Hy sê, nou sal julle dan kan toegee, dat met ander woorde, daar is 95% wat julle nie weet nie. En in daardie 95% bestaan daar die moontlikheid dat God wel kan bestaan en dat julle almal verkeerd is. En uit die aard van die saak is dit 'n baie klinkklare argument, voel ek, wat Einstein gebruik het. En so daar's baie tegnieke wat 'n mens kan gebruik, maar primêr moet jy mense uitbring by die woord, maar om net daai deur eers oop te kry. Ek sien sy vaderhand wat lei en versorg en voorsien, en daarvan kan ek getuig, en ek getuig teenoor so 'n persoon, wat God vir my gedoen het. Ek meen die feit dat ek hier sit, met klere aan my lyf, dat daar 'n dak oor my kop is, dat ek kon geëet het vanoggend. Dit is die genade van God, ek sien sy hand daarin. Dis nie maar ek wat dit verdien nie. In aardse nood en ellende sien ons met verskerpte blik wat ons geloof in God vir ons beteken. Ons hoor nie bloot sy stem en sy woord nie, maar ek kyk ook rondom my, en ek sien sy hand in alles. In die gesprekke wat ek al met vele mense vanoggend gehad het, kon ek meer as een keer vir hulle daarop wys, dat, en ek probeer hulle altyd teruglei na God toe om te sê, hierdie goeie ding wat in jou lewe gebeur, dit is God. Hierdie ding waarmee jy nou sukkel, en wat jy moet deurwerk, dit is God. God is daar, hy is besig om jou te help en jou te lei. Ons ontmoet homself in sy woord is die woorde van die ewige lewe, sê Job in hoofstuk 6 vers 68. Ja, ons ken hom, want ons het sy aangesig gesien in die woord wat vlees geword het, en hoe sien ek sy aangesig? In die woord, wat ons net nou van gelees het in Johannes 1, wat vlees geword het. Wel, ek lees my Bybel. Wanneer ek, en dis die wonderlike van die Bybel, wanneer ek my Bybel optel, en ek lees wat die Here Jesus gesê het, dan hoor ek die stem van die Here Jesus. Hy praat met my soos wat hy 2000 jaar gelede gepraat het. Ek hoor sy stem. As ek die wonderwerke sien wat hy gedoen het, dan speel dit af in my geestesoog en ek sien en ek beleef dit wat daar gebeur het. Maar vir dit, om te gebeur in my lewe, moet ek my Bybel oopmaak. En moet ek met 'n bepaalde gesindheid na die Bybel toe gaan. En dan hoor ek hom en sien ek hom en beleef ek wie hy is. Met ander woorde, ek sien hom as het ware, asof hy hier voor my staan. Nou ja, dit is seker wat gebeur
in die hart en in die lewe van die gelowige. Ontroerend was die aanskoue van sy liefde so onbegryplik en onverdiend vir ons uitgestal aan die kruis op Golgotha, waar die lam van God vir ons sondeskuld geslag is. Ek gaan kyk nie The Passion of the Christ nie, want dit beperk my. Dis baie selde wat ek 'n boek gelees het, en dan gaan kyk ek die fliek, en dan voel ek maar, die fliek is beter as die boek. Die boek is altyd beter. Dis beter want ek visualiseer dit. Die fliek kan nooit daarby kom nie. Ek het oor verskeie redes, dink ek, The Passion of the Christ is beperkend. Daarom het ek dit nog nooit gaan kyk nie. Maar ek kan Christus aan die kruis sien. Jy sien hom dalk so, jy visualiseer dit dalk 'n bietjie op 'n ander manier as ek, maar dit is vir my eg en dit is vir my waar. Dit is dieselfde weergawe as wat jy het, solank as wat ons hou in die waarheid van die woord. Maar dit is vir my belangrik, ek hou daaraan vas. Ek dink ook, dit is van die laaste dinge wat 'n mens beleef, wat jy sien, hier na die einde van jou lewe toe. Ek dink jy raak net meer hiermee besig. Dit wat jy nou opbou in jou lewe as 'n gelowige, raak vir jou net meer en meer belangrik soos wat jy ouer word. Soos wat jy nader in daai punt kom wat jy weet, ek gaan my Here binnekort werklik met my van aangesig tot aangesig as dit ware aanskou. Maar jy is jou hele lewe lank besig om hieraan aandag te gee, of ek hoop jy is. Ons lewe aan sy hand. Ons glo in God, dan voel ons sy handdruk. As ek sê, ek glo in God, dan voel ek die hand van God op my. En dit is vir my verskriklik mooi gestel. Wanneer ek belydenis van geloof doen, op 'n Sondag, wanneer ek die geloofsbelydenis uitspreek, dit is soos wanneer, baie keer hou ek en my vrou sê hande vas, en sy druk my hand saggies, sonder dat iemand dit opgemerk het, maar ek weet sy is daar, ons is by mekaar. Dis wat God vir ons doen. Ook wanneer ons belydenis van ons geloof doen in die erediens, en daarom is dit so ook 'n mooi en belangrike deel van ons erediens, ons ontmoeting met God is mos die erediens, ons ontmoet hom. Met Asaf kan ons stamelend juig, U het my regterhand gevat, U sal my lei deur U raad en my daarna in U heerlikheid opneem. Psalm 73 vers 23 en 24. Ons stap vol vertroue die donker toekoms tegemoet, want ons hand is in die hand van ons hemelse Vader, en voor wink die blinkende heerlikheid by hom en sy heilige engele. Ons het 'n punt waarheen ons naartoe op pad is. Ek kom en ek sit by baie mense wat sterf. En dood is nie iets vir ons om te vrees nie. En baie van daardie mense beleef dinge wat ek sou sê soortgelyk is. Hulle sal byvoorbeeld sê, hulle sien figure in wit of 'n helder lig. Daar's baie dinge wat hulle beleef wat soortgelyk is. Daar is by hulle 'n sterk behoefte en begeerte, 'n hinkering om te gaan. Maar God bepaal die tyd. So dit lê vir ons almal voor. Dit is belangrik dat 'n mens weet waarheen jy op pad is. Wat ek ook beleef het, is die geweldige leegheid, bekommernis, angstigheid by mense wat nie gelowiges is nie. By mense wat nie hieraan aandag gegee het toe hulle geleef het nie, toe hulle jonk was, toe hulle die krag gehad het nie. Ons glo in God en daarom ken ons hom. Ons beamoen ook wat hy sê en van ons verwag. Ons is dit met hom eens, ons stem saam met alles wat hy in sy woord aan ons geopenbaar het. Ek dink dit is verskriklik belangrik.
en ek het gisterand ook gesê, ek aanvaar God se woord soos wat hy daar geskryf staan. Ek wil glo soos 'n kind, nie soos 'n geleerde nie. Nie dat ek dink ek 'n geleerde is nie, ek wil dood eenvoudig glo soos 'n kind. Ja, ons is dit met hom eens, al kos dit stryd en pyn, sy weë begryp of hom verstaan. Wie kom daarby? Ek kan nie daarby kom nie. God is altyd by 'n stappie voor. Hy's altyd 'n bietjie meer as waarby ek kan uitkom of wat ek kan uitwerk of hoeveel dieper ek kon groei of nog 'n ding wat ek ontdek het in die woord wat ek voorheen nie raak gesien het nie. Elke keer as ek so 'n ontdekking maak, dan voel dit altyd vir my hy's nog steeds 'n stappie voor en ek dink altyd hoeveel dieper kan 'n mens nog gaan? Hoeveel meer kan daar nog wees? En daar is altyd. Wat net vir my sê, die beperking is aan my kant en juist daardie proses bewys vir my ook weer eens, gee vir my die sekerheid van die bestaan van God. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Psalm 55 vers 9. Onthou dit altyd. Die oomblik as jy begin dink, jy het dit, en 'n mens beleef iets van hierdie geestelike hoogmoedigheid by sekere groepe vandag, dan gaan jy 'n fout maak. Jy oorskat jouself. As jy voor God is dit geweldige nederigheid gepas. Dis wat artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis beslis vir ons op die hart druk. Ons glo in God en daarom is ons klein. Ons buig laag in die stof, maar daarom is ons ook sterk. So dis beide, wanneer ek buig voor God, baie mense sal dink wel, jy verneder jou so jy is swak, jy is klein. Maar die teendeel is waar. Dis nooit 'n fout om voor God te buig en sy grootheid te erken nie. Jy is nie klein nie, en jy is nie swak nie, en jy is nie onbelangrik nie. Inteendeel, dis juis wanneer jy sterk is. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. Sy genade is vir ons genoeg. Dit is die antwoord wat hy vir Paulus gee, wanneer Paulus praat oor die doring in sy vlees. Nou dan buig Paulus uit die aard van die saak baie laag voor God, in erkenning dat God werk op 'n wyse met hom wat hy nie heeltemal kan verstaan nie. Maar God antwoord hom dat sy genade genoeg is. Dat Paulus is op die regte plek, wanneer hy nederig is, en wanneer hy wonder, en wanneer hy nie dink hy het al die antwoorde nie. Kyk, het is mos verskriklik om te doen en te kry met 'n mens wat dink hy het al die antwoorde. Jy kry mos mense wat verskriklik slim is. Hulle weet alles van alles, en hulle het 'n antwoord vir alles. Wel, ek probeer altyd gewoonlik so gou as moontlik van hulle al weg te kom. Ek vermoed jy ook. Die mens is so, dis die sondige mens op sy beste. Ek besef net, ek weet baie min van niks. Ek sê vir jou, en as dit by God kom, weet ek baie min. Ek kan net voor hom buig, ek kan net myself klein maak voor hom. Buig voor hom o volke wat die aarde oordek. Onse God is die enigste ware God. Die ander persoon met wie jy te doen kry, as jy nou ernstig is as gelowige om gelowige te wees, is natuurlik die ou wat in 'n ander God glo. Van hulle is, dink ek, die moslems die sekerste dat hulle is reg. En hulle is soms 'n bietjie aanvallerig en oortuig van hulle saak. So hoe hanteer jy hulle? Jy kan hulle nie dieselfde hanteer as die ou wat glad nie in God glo nie, of glo in die bestaan van 'n God nie. Ons glo met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige God is. Daar is net een God.
Daar kan net een ware God wees. Ek koop nie in op die New Age woke gedagte, dat, want ek dink die New Age het gelei tot woke, dat daar is eintlik maar, as daar een God is ons almal besig op ons eie pad na God toe, so die Hindoe het deur sy duisende gode, is hy op pad na God toe, die Moslem is op pad na God toe, maar hy doen dit op sy manier, en die Christen is op pad na God toe, en hy doen dit op sy manier. Nee, daardie duisende gode, daardie duisende afgode, is nie die ware God nie. Allah, dink ek ook nie, is die ware God nie. Die Bybel sê ook vir my, hy is nie die ware God nie. Die Bybel sê vir ons, God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So daar is net een ware God. Jy moet daarvan oortuig wees as jy in 'n gesprek met iemand ingaan. As jy nie daarvan oortuig is nie, dan gaan hulle dit baie gou agterkom. Dit is soos wanneer 'n haai bloed ruik. Dit gaan nie vir jou goed eindig nie. Hy ruik daai bloed van baie ver af in die water. So, jy moet in jou hart weet, ek glo, my God is die ware God, voordat jy in daai gesprek met daai persoon ingaan. En om by daai punt te kom, moet jy jouself oefen en ingrawe en besig wees met God se woord. En ons belydendes skrif maak daai punt, dat daar is een God. Jy moet glo, dis die God wat jy dien, dis die ware God. Dit is nie verskillende paaie na een God toe nie, al hierdie verskillende godsdienste nie. So jy moet oorkom, sonder om hoogmoedig te wees, maar moet jy oorkom met sekerheid. Ek gaan jou nie volg op 'n pad, deur die lewe, as ek hoegenaamd net die idee kry, dat jy is onseker nie, jy is nie seker nie. Nee, ek sal jou volg, as jy seker is. Dit sê die Bybel ook. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, Deuteronomium 6 vers 4. Jy moet dit glo. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Dat jy glo dat die Here ons God is 'n enige Here. Hy is die enigste Here, die enigste ware God. Jy moet dit vroeg in jou lewe vasmaak. Die ironie is, ek dink dat baie kinders het daai waarheid vasgemaak, maar op 'n manier deur die loop van hulle lewe as volwassenes begin hulle op hierdie punt twyfel. Dit is omdat hulle nie soos kinders meer glo nie, maar hulle hoor al hierdie rasionele argumente van mense wat ons dink baie slim is, en al die sogenaamde wetenskaplike bewyse wat die bestaan van God ontken. Ek ken net soveel wetenskaplikes wat absoluut vashou aan God. Ek dink 'n baie goeie voorbeeld is die oorlede wiskundige genie wat by Oxford Universiteit was, en dit is John Lennox. Daar is heelwat aanbiedings van hom op YouTube wat jy kan gaan kyk, waar hy by Oxford sy mede-professors toespreek, onder andere die wat ook so krities is teenoor die bestaan van God, en hoe dat hulle daar sit, en hulle sê nie 'n woord nie, ek kan hom nie antwoord nie. Ons glo in een God, hy is die enigste ware God. Ons godsdiens is monotheïsties, mono beteken een, en theïsties is 'n een God godsdiens. Met ander woorde, ons is nie 'n veelgodendom nie. Nou byvoorbeeld, die Islam is ook 'n monotheïstiese godsdiens. Die Joodse godsdiens is ook 'n monotheïstiese godsdiens. Hulle glo daar is net een God. So jy kry hierdie 3 groot monotheïstiese godsdienste. En dit is dan die Christelike godsdiens, die Islam en die Joodse godsdiens. En julle weet natuurlik dat ons het ook 'n historiese band met mekaar. So monotheïsme is nogal raar. Dis nogal iets skaars. Baie van die valse godsdienste kan jy agterkom het eintlik 'n veelgodendom, nee, dis klomp afgode. Ons glo en bely nie meer as een God nie. So wil die
Here geëer en aanbid wees. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis tog waar die wet van die Here begin. Een God, daardie erkenning. Die wet van die Here bring ons terug na die belangrikheid van daardie erkenning, daardie feit waarmee jy moet begin. Dis die basis van jou lewe, dit moet die basis wees van die opvoeding van jou kinders en van jou kleinkinders, dat daar is hier die een God, geen ander gode nie. Ons ken nie so iets as 'n veel godedom nie, dit is geen onverskillige saak in watter God of in hoeveel gode 'n mens glo nie. Dit is ook nie waar dat elkeen op sy eie geloof salig word nie. Ek het dit net nou ook vir julle weer genoem. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dit is Handelinge 4 vers 12. Daar die een naam wat God vir ons beskik het as 'n redder en verlosser, is Jesus Christus. Moenie die fout maak om te dink dat die moslems nie Jesus Christus ken nie, hulle ken hom. Hulle sal sy naam verdedig. Hulle sal nie toelaat dat sy naam uitelik gebruik word nie. Maar hy is vir hulle net een van hulle 7 belangrike profete. Hy is nie vir hulle redder en verlosser nie. Alleen die geloof in die ware God soos hy hom in sy woord geopenbaar het, beteken die saligheid vir 'n mens. Die Here is God, een geheer, die Here is God en niemand meer, erken dit alle volke. Pragtig verwoord in Skrifberuiming 34, ek is die Here en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen ander God nie. Dis natuurlik Skrifberuiming 34, die beruiming van Jesaja 45 vers 5. Ons sing die woord, dis hoekom ons as gereformeerdes lê die klem op die woord van God, en ons sing dit ook in ons beruimings van die skrif. U alleen is God en van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Tweede Konings, hoofstuk 19 vers 15, laat u naam geheilig word, hierdie God moet ons eer. So is ons voorgesê om te bid. En elkeen wat hom die enige ware God bely, het rede om dit dringend te bid. Begin maar heel voor, gee dat ons u reg ken, die enige ware God. Leer ons deur die woord en neem ons gevange deur die Gees, gee dat u naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word. Gaan kyk 'n bietjie na die Heidelbergse Katekismus se verklaring van die bedes van die Onse Vader. Leer ons ook om u uit u werke te ken. Dit is natuurlik die werke van die Here is die skepping, onderhouding en regering van die ganse wêreld. Ons kom weer daarby met artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hiervoor my studeerkamer is 'n pragtige apiesdoring en ek kyk altyd na hom en ek kyk na die voëls wat in hom kom sit en wanneer hulle roep, wanneer daardie groot grys loeries roep, dan hoor ek ook die stem van God, want ek dink hoe uniek het God die stem gemaak van daardie loerie. Dit is vir my tekenend van God wat so groot is, dat hy elke deel van sy skepping uniek en mooi kan maak en 'n plek daarin gee binne 'n groter ekosisteem. Iemand anders gaan sê wat nie gelowig is nie, hulle hoor niks. Ek hoor en ek sien God wat sorg. Ek sien hoe dat hy sorg vir die mossies. Ek sien hoe dat hy sorg vir alles in sy skepping. Ek loop nie en sit vir hulle heeldag kos uit nie, maar God versorg hulle. Dis natuurlik Matteus hoofstuk 6. So ons kan God sien in al sy werke, ook in ons eie lewe. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal,
Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is. Daar word nie een gemis nie. Jesaja 40 vers 26. En wanneer ons die enige ware God meer en meer ken uit sy woord, uit die wonderbare skepping, die werk van sy vingers, uit die geskiedenis waarin hy sy raad voor ons oë afspeel, uit ons eie lewe wat bestuur word deur die God in wie se hand ons asem is, dan kan ons alleen maar roem in sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid, sy waarheid. Waarlik, hy is die enige God en my siel weet dit al te goed. Kom ons stop vanoggend eers daar. Ek wil nie graag die res oorslaan van hierdie hoofstuk nie. Ek sou eerder wil terugkom daarna toe volgende week. Want hier is byvoorbeeld mooi dele oor die uitverkiesing hierin, wat ons nog moet doen. Hier word gepraat oor hoekom is dit so belangrik dat ons erns maak met sending en evangelisasie. So, ek wil terugkom hierna toe, en dit saam met julle deurwerk, so as julle my ook kan help onthou, ek gaan my bes doen om te probeer onthou waar ek was. As die Here wil, dan kom ons terug na hierdie hoofstuk toe. Is daar miskien enige vrae of opmerkings van julle kant af? Goed, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Ek dink dit is baie vrugbaar. Ek voel dat hierdie is van die mees effektiewe bedieningswerk wat ek gedoen kry. Ek dink werklik ek bereik u. Ek dink ook ek bou u op. Ek sien ons groei, ons word meer ook in getalle. En ek sê vir u baie dankie dat u ingeskakel het. Wil u asseblief dan saam met my ook bid? Ons Vader wat in die hemel is, u is die enigste ware God, saam met u Seun en die Heilige Gees van hierdie wêreld, en ons eer u. Ons gee aan u al die heerlikheid. U sorg vir alles in die skepping. Ons sien dit, ons hoor ook u stem in die skepping. Ons wil bid en vra dat u ons oë nog meer sal oopmaak vir u goedheid en u versorging, ook in ons eie lewe. Baie dankie vir hierdie Bybelstudie. Wees tog teenwoordig in elke mens wat deel is van hierdie Bybelstudie se lewe, of wat na hierdie boodskap op 'n enige stadium luister. Wil u ook hulle verseker dat hulle aan u kan behoort, dat u die God is wat ook ons liefhet, dat u nie distansieer van mense in nood nie, van mense wat vasgevang is in die ellende van hierdie wêreld nie. Ja, Here, laat ons hierdie sekerheid in ons harte kry, sodat ons werklik diensbaar kan wees aan u. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi dag vir julle almal.